Ralph Mancaster was skepties teenoor die woord en hy het die woord begin ondersoek. En hy het gesê, as jy eerlik die woord ondersoek, gaan jy logiese antwoorde vind. So hy het geskuif van skepties teenoor die woord na 'n sterk kampvegter vir die historiese waarheid van die woord. Nou een van die vrae wat my laat twyfel het as kind, was Adam se vrou, Kain se vrou. Waar het Kain sy vrou gekry? Nou Genesis 5 vers 4 sê Adam het 39 jaar geleef en ander seuns en dogters gehad, buiten Kain, Abel en Set. Set is gebore toe Adam 130 jaar oud was. Set het ook seuns en dogters gehad oor sy 912 jaar lange lewe, Genesis 5 vers 7. Met sulke ongelooflike lang lewens het gesinne vinnig gegroei. Kain het genoeg tyd gehad om met 'n familielid te trou, waarskynlik 'n niggie uit hierdie groeiende lyne uit. Die Bybel gee nie presies getalle nie, maar antieke tradisie van historikus soos Josefus meld dat Adam 33 seuns en 23 dogters in totaal gehad het. Dit beteken Kain kon uit 23 susters kies. Tel daarby Set se dogters geskat op 23 gegrond op soortgelyke lewensduur en Kain het ongeveer 46 moontlike vrouens uit nabye familie gehad. Nou as hulle seuns en dogters ook mekaar getrou het en niggies en neefies mekaar getrou het, dan is hierdie getal natuurlik baie meer en is daar 'n groter pool om uit te kies. En dit pas by die vroeë bevolkingsgroei wat nodig was om die aarde te vul, soos God beveel het. Onthou, Adam en Eva was volmaak geskape gewees, so daar was nog nie genetiese defekte nie. So hulle kinders sou ook nie genetiese afwykings gehad het as hulle mekaar getrou het nie. Lang lewensduur het baie meer lewensmaatskeuses beteken, wat dan die raaisel oplos sonder om met ander mense te moes vermeng het. Soos Mancaster opmaak, hou die Bybelse besonderhede stand onder hierdie ondersoek. Wat dink jy? Versterk hierdie wete jou siening van die skrif? Geef vir ons 'n like, lewer kommentaar en teken in vir meer sulke antwoorde.